Welkom by episode 8 van Karoo Kiwi. Chantel Jansen van Rensburg is ons gas. Vandag gesels ons oor die immigrasieproses, maar vanuit 'n hoek wat ons nog nie voorheen gedek het nie. Ons gas het 'n unieke dubbele perspektief. Vandag werk sy in die voorste linies van Nieu-Seeland se gesondheidsstelsel in die laboratoriums. En saans help sy as 'n gelisensieerde of voorlopige gelisensieerde immigrasieagent ander mense ook om Nieu-Seeland se droom 'n waarheid te maak. Ek verwelkom vir Chantel Jansen van Rensburg. Sy is die stigter van die immigrasiepraktyk Success Actor en sy het eerstehandse kennis van die mees gesogte sektore van immigrante, die gesondheidsbedryf, en sy help ook mense soos elektriesiëns en onderwysers. Chantel, baie welkom hier op die program. Dis 'n fascinerende kombinasie van beroepe. Vertel ons van jou reis. Wat het jou na Nieu-Seeland gebring? En wat het jou geïnspireer om boonbehalwe jou dagwerk hierdie roete van 'n immigrasieagent nou ook te stap? Wel, my proses het persoonlik begin toe ek baie jonk was. Ek het van 'n baie jong ouderdom af geweet ek wil uit Suid-Afrika uit. Ek meen, ons almal weet die toestand daarvan. Toe ek matriek was, het ons soos 'n universiteit oop dag gehad en ek het hulle dadelik gevra, gaan hierdie kwalifikasie kan dat ek uit die land uit gaan. Ek het nie daai tyd geweet of ek die geld gaan hê om dit te doen nie en of dit ooit gaan moontlik wees nie, maar ek het geweet ek wil die opsie hê om dit te kan doen. En so die nasionale diploma wat ek daai tyd gedoen het, nasionaal sê vir my, ek weet nie of dit regtig buite die land gaan geld nie. En dit het so 'n bietjie amper op dit gegrein, want hulle het vir my gesê, nee, dis okay, jy kan die bachelorsgraad, BTech eintlik, dit is die technikon weergawe van 'n bachelors doen, maar dit is nadat ek my diploma gedoen het. En dit was my hele plan reg deur die proses, en toe dit op die nippertjie kom en ek is nou klaar met my diploma, toe sê hulle, nee, hulle discontinue daai kursus en ek kan dit nie meer vat nie. So ek het die keuse tussen om my internskap te doen of die graad te vat, of albei saam te doen. Ek wou nie die kans verloor het om dit te doen nie, so ek het op daai gespring. Ek het my internskap gedoen en ek het geswaat. Dit was 'n bietjie moeilik, maar dit is nog nie so moeilik as wat almal gesê dit gaan wees nie. En ja, toe het COVID gebeur en ek dink nie enigiemand het regtig geweet wat met die wêreld gaan gebeur na dit nie. Ek was op die frontline, verspoor onder al die werk in Suid-Afrika. En all along the line het ek gedroom om hiernatoe te kom en meer verlief geraak met Nieu-Seeland as 'n geheel, want van my vriende was toe nou al klaar hierso. En ek het met tyd my verloofde daai tyd probeer convince om te kom. En hy wou nie regtig byt nie, totdat hy gunpoint gehou was, jy weet. Dis genoeg om enigiemand uit die land uit te dryf. Ek het vir een werk aansoek gedoen. Ek's baie gelukkig wat dit betref as 'n healthcare worker. Ek het dadelik baie werk gekry. Ek het nie vir multiple aansoek gedoen nie. Ek het nie gesukkel om werk te kry nie. Eerste one and done. En ek het oorgekom. Was 'n gesukkel. Ons is jonk gewees. Ek was maar ek dink 27 gewees. Ons moes al daai baie geld op 'n baie kort tydperk uitgegrawe het. Dit was nie maklik nie. Veral die residensie was 'n baie groot upfront cost, want ek was weer eens baie gelukkig oor my werk. Ons kan die 2021 resident visa gekry het, so ek kon basically dadelik van wat ek geland het apply het vir residensie, en dit was 'n groot upfront cost. So is julle al van daai tyd af hier? Ja, ons het hier gekom die 1 Julie, ek dink die borders het vir almal eers die 31ste Julie in 2022 oopgemaak, so ons was 'n maand voor dit al hier. Omdat ek 'n healthcare worker was, daai tyd kon jy op die critical purpose oorgekom het, terwyl ek toe was.
weer eens so 'n bietjie spesiale behandeling. Hulle is nogal lief vir hulle healthcare workers hierso. Ja, maar dis 'n groot ek wou amper sê tekort, maar ook Ja. hulle het 'n groot klem daarop, maar steeds vir my dit word 'n bietjie op die agterspeen gesit. Hulle kan meer moeite doen en meer mense inbring en meer kundigheid en vaar, ja, maar in elk geval. Ek dink onder hierdie government is dit vir my spesifiek baie moeilik want hulle half prioritiseer nie migrants vir my so goed soos wat die ander dalk doen nie. Die vorige, okay. Ja. By ons spesifiek, Te Whatu Ora is 'n government laboratory, of government hospitale net in general. Ja. En hulle het basically soos 'n stop hire. Ons hire nie nou enigiemand van oorsee af nie. Ons vat net onshore en ons is op die groen lys. Daar is nie mense in die land wat hierdie wil doen nie. So ons is nou maar net short staffed. Ons kry nie mense in nie want hulle het net nie die fondse van die government af om nog mense te hire nie. Dus maak net nie sin nie, né? Sure. Ja. Chantel, dankie. Voor ons oorgaan na die lekker vraaggedeelte, toe kon doen so 'n klein ysbrekertjie. Ek vra net vinnige vrae, vinnige antwoorde, dis maar waar dit gaan. En dis maar net so my tong in die kies. So wat is jou Nieu-Seelandse stapelvoedsel nog steeds? Sal dit wees braaibroodjies of 'n steak and cheese pie? Ek gaan lieg as ek sê dis enigiets behalwe noodles. Dis iets wat ek saam met my gebring het van Suid-Afrika af, ek dink, unfortunately. Ja. As jy nie tyd het om kos te maak nie, noodles. As jy nie geld het nie, noodles. Ons het vir die hele eerste 2 maande toe ons hier gekom het ons nie geld gehad vir enigiets nie. My hele eerste 2, ek dink, Fortnite se pay moes gegaan het om huur te betaal en goed soos dit, so noodles. Okay. Ek wens ek kon sê dis 'n garage pie, dit sou baie beter wees. Hoorie, wat hou jy die meeste wakker? 'n Dubbelskof by die werk, ek weet nie of jy dubbelskof te werk nie, of 'n dringende sperdatum by immigrasie Nieu-Seeland? Dis 'n moeilike vraag. Ek dink nie 'n sperdatum gaan my so bang maak nie, want ek's eintlik nogal iemand wat op die bol is as dit kom by sulke goed. Ek het baie goeie organisasie skill. Okay. En ek stres eintlik myself so in dat ek sal 'n ding 'n week voor die tyd in hê. Ek's baie deadline driven. Maar ek sal ook nie regtig sê dat om 'n dubbelskof te hê gaan my slapelose nagte gee nie. Dit gaan as dit my slaaproetine gaan omruil natuurlik. Ja. Maar ek is eintlik heel gewoon daaraan. Ek het van my studentelewe af regdeur dubbelskof is eintlik baie gereeld gebruik. As 'n healthcare worker is dit een van jou stapels net in general. Nee, ek weet dit, ja, baie van my vriende is ook dokters en verpleegsters en hulle moes daai skofte inwerk ongelukkig. Jy weet al siek mense daar buite, jy wil help. Ja, exactly. En dan die laaste een, is jy nog 'n rugby liefhebber of enigsins rugby? Ek kyk nie regtig wat kom het nie. Okay. Ek het die laaste World Cup gekyk toe ons die All Blacks gewen het, toe ek nog in Suid-Afrika was, maar ek het nog nie weer gekyk vandat ek hier gekom het nie. Ek sien dit op Facebook, so ek kan so bietjie sê ek het daarom die scores dopgehou van wat die mense gepost het. Ek sal nou nie sê ek is 'n All Blacks supporter versus ek sal probably eerder sê ek's 'n Springbok supporter. Great. Moving to New Zealand doesn't have to be complicated. Simply Visa NZ helps employers and migrants navigate the visa process, from work and residence visas to visitors visas. Led by immigration lawyer Rain Visser, the team provides clear, honest advice, so clients always know what's needed and what comes next. Their goal is to make every move simple, stress-free and successful, because starting a new life in New Zealand should feel exciting and not overwhelming. Visit simplyvisa.co.nz, complete the online application form, and let Simply Visa NZ help you make your migration dream a reality. Goed, so kom ons gaan oor na die immigrasieproses. 'n Praktiese gids dalk, om dit so te noem. So jou praktyk se naam is Success Hacker. Wat beteken daardie hacker ingesteldheid vir jou in die konteks van immigrasie en hoe benader jy sake anders
dit is dalk so 'n bietjie 'n kontroversiële naam dink ek. Ja. Dis gebou uit my idee van hoe ek dinge wil benader. En dis meer so ook net oor alles wat op my YouTube channel gaan gebeur, wat ek daar beplan en goeders. Dit gaan vir my meer oor net as om 'n immigrasie adviseur te wees, om geld by mense te kry om hulle visas te doen. Dit gaan oor die hele groter idee agter dit. Ek myself was iemand wat hierdie hele proses self deurgegaan het sonder 'n advisor. Ek's nie persoonlik onder die opinie dat elke tweede ou dit nodig het nie. Dit kan vir baie mense 'n mors van geld wees as jy die tyd het om op te lees op die reëls, as jy nogal goed is daarmee om moeilike inligting te verstaan of om deadlines te kan volg. So ek aim om inligting daar buite te sit wat mense kan help om hulle self te help. Ek wil nie necessarily my services upsell vir mense wat dit nie nodig het nie. Maar ek wil ook beskikbaar wees vir mense wat dit wil gebruik of kan gebruik. En dit ek dink is meer waar hacker inkom. Om die reëls te ken gee jou so 'n bietjie 'n edge op meeste van die ander mense. Ons word geleer van die meer unconventional ways hoe jy sekere goeders kan achieve in die beroep. Ek sal nie te veel sê nie, want ek wil nie in die moeilikheid kom nie, maar daar is onder sekere omstandighede altyd 'n means to an end. Jy kan baie goed regkry as jy weet hoe. Maar dis reg hou maar daai geheime. Ja, dieselfde as lawyers. Ek ken een wat spesifiek met immigrasiegoeders ook deel in ons groepies en goeders. En hy sê dit is sy passie ook. Hy like om te weet waar die loopholes is, want dan weet jy hoe jy mense kan help. En baie mense is stuck in ek qualify nie vir residensie nie want ABCD. Ek sal like om die persoon te weet wat kan sê ek kan jou help. Ek weet hoe ons hierdie kan doen. Ek wil buite die boks kan dink. Ek wil sukses kan hack vir jou. Ek wil nie die reëls breek of buite dit funksioneer of enigiets nie hack in die soos traditional sense daarvan nie, maar ek wil mens kry goeie hackers ook om sukses te kry buite die boks ding. So, wat is die grootste en mees algemene mite wat Suid-Afrikaners glo oor die proses om Nieu-Seeland toe te kom? Ek dink baie mense dink Nieu-Seeland is die land van melk en heuning en dat alles net met jou gaan goed gaan as jy hier kom. Maar dit is mos. Dit is vir my, maar ek dink dit is die gras is groen waar jy dit water gee. Jou lewe hier gaan nie goed wees as jy dit nie embrace nie, as jy dit nie jou alles gee nie, as jy nie hard werk en wil gelukkig wees nie. Ek sien baie mense wat teruggaan en baie keer is dit 'n kwessie van hulle het van die begin af getwyfel of dit gaan werk vir hulle. Ek het hier aangekom en ek het sterretjies in my oë gehad. Ek was so bly ek kon hier wees. Ek is nog steeds. Ek het nie elke dag 'n lekker dag nie. Ek gaan nie eers vir jou jok nie. Ek het nog 'n paar baie slegte dae gehad. Gesondheidsgewys, net mentally, physically, jy gaan nie elke dag 'n goeie dag hê nie. Dit gaan maar net oor hoe jy dit benader. Jep, nee, dit is verseker so. Mense moet nie blind staar in die nuwe land en nuwe geleenthede. Dit kom ook maar met sy dinge. So ja, vir iemand wat nou vandag wil dink daarom te emigreer, wat is daai heel eerste mees kritiese stap wat hulle moet neem om seker te maak hulle is op die regte pad? Dis vir my 'n tweestryd tussen jy moet seker maak jou dokumentasie is reg. Dis waar ons begin het, maar jy moet ook die geld hê om dit te maak gebeur. Dit gaan nie verniet wees om oor te kom nie. Die meeste mense het nodig om baie van hierdie goed hulle self te betaal. Dis nie so common in Nieu-Seeland as wat dit is in Australië vir die werkgewers om vir jou visa en jou vlugte en al daai goed te betaal nie. Sponsor, Ek sou sê spaar die geld, maar wees ook reg met jou dokumentasie en ek praat nie van hê alles upfront en wag en sit en wag vir werksoffer of so iets nie, want baie van die goeders is ook so bietjie time sensitive. Ek seker jy het al gesien, police clearance verval in 'n sekere tydperk, mediese die chest x-rays en goeders, dit verval in 'n sekere tydperk. So jy wil ook nou nie geld mors deur om dit te vroeg te doen en dan verval dit nie. So wees in die nou van wanneer jy hierdie goed moet doen en doen dit op die regte tyd, maar maak seker jy is reg
vir alles. Dokumentasie en geld gewys. Ja, dis net weet mense wat is daai regte volgorde en ek dink dis daai deel wat iemand soos jy hulle moet educate mee. So ja. Dis partykeer so 'n bietjie waar die advisors die inligting gatekeep, maar 'n top tip wat ek kan gee is steel met jou oë. Kyk wat comment die advisors op ander mense se goeders en leer uit hulle uit. Dis hoe ek baie geleer het van wat ek nou weet. Dis nie eers deur die kursus wat ek gaan swat het om hierdie kwalifikasie te kry nie. Dit was van om 'n paar ander advisors dop te hou in die groepe en te sien hoe hulle reageer en hoe hulle goed antwoord. Jy leer so baie uit dit uit. Jep, nee, ek stem saam met jou. So wat is die mees algemene vermybare foute wat jy sien mense maak op hulle aansoeke wat selfs kan lei tot afkering van die aansoeke? Afkering, sjoe. Dit kan 'n paar goed wees. Eerste kan wees dat mense nie reg lees nie en seker maak dat hulle actually qualify vir die visa nie. En apply daarvoor en dan van die begin af nooit die requirements gemeet het nie, of dit kan so goed wees soos weer eens die dokumentasie. Jy kan apply met jouselfde police clearance oor 'n paar jaar en dan was dit nie eintlik nog valid nie en dan hulle gee jou net 'n tydperk om terug te kom met die regte dokumentasie, anders gaan hulle dit afkeer. As jy van die begin af seker gemaak het wanneer jy wat nodig het, dan kon jy dit probably vermy het. En ek dink dis baie belangrik as jy kyk na die koste van residensievisas deesdae. Jy wil nie 'n fout maak en dan jou hele application verloor nie. Vir my en daar's geen terugbetalings nie. Op my eie application daai tyd het ons daar's 'n vraag waar hulle jou vra, moes jy medicals gaan doen het? Die meeste mense gaan sê ja, want jy moet as jy 'n sekere tydperk in die land gaan wees. Dan is daar een wat gesê het, ek dink het Nieu-Seeland jou al ooit gevra om medicals te gaan doen? En ek het nou net die vraag geantwoord. Ja, en ek het aangegaan. Meanwhile, dis een van die vrae waar jy moes sê nee, in my geval. Daai vraag vra vir jou, het jy nadat jy medicals gedoen het hulle jou gevra om soos opvolgtoetse te doen? So omdat ek daai ja gesê het, het dit my residensie application met maande delay, want hulle het hierdie medicals gaan soek wat hulle my nooit aangevra het nie. En waar daar's soos outomatiese stappe in 'n visa en dan's daar waar 'n case officer moet inkom en manual stappe doen. Baie van die goed vir al die medicals kon deur outomatiese stappe gegaan het en my goed kon baie vinniger geproses het as ek geweet het wat ek daar moes sê. Dis hierdie tipe goeders wat ek vir mense baie graag gaan wil uitlig in my eie video's. Klein goedjies wat jy kan doen om die proses vinniger te maak. Absoluut, ja nee, dis hoekom jy sal in my ander video's ook sien, ek sê, gebruik my eerder 'n kundige mens met te help, want dis net te duur om, dis 'n duur fout om te maak. Maar kyk, aan die ander kant, jy het ons nie necessarily nodig om jou hele proses te doen nie. Again, as jy redelike goeie idee het wat jy doen en jy het nie 'n komplekse proses nie, soos niemand het moeilike gesondheidsprobleme nie of wat ook al. Ja, maar dis nog wel 'n groot ding. Straightforward proses het en jy kan redelik die reëls volg op die webwerf, dan jy kan probably een van ons nader net om 'n bietjie meer inligting te kry. Jy het ons nie necessarily nodig vir 'n sessie te doen nie. Dis my persoonlike opinie. Ja, so skiet jy jouself 'n bietjie die voet, maar dis okay. Jy sal die Ek voel nie hê mense moet geld mors as hulle dit nie nodig het nie. Ek's happy om hulle te help as hulle voel dit gaan hulle in anyway baie stres spaar, baie tyd spaar, meer tyd wat jy in Suid-Afrika saam met jou familie kan spandeer as om te worry oor dokumentasie en visas en goeders. Ek's daar Party mense wil net daai gerusstelling hê van iemand wat dis nog steeds 'n baie goeie rede om 'n advisor te gebruik, maar as jy een van die mense is wat nie die geld het om te spaar nie en jy weet jy is capable en jou proses is straightforward, dan sal ek sê go for it. Dis wat ek gedoen het. Yes. Kom ons beweeg oor na die gesondheidssektor wat nou jou ander passie en liefde is. So met die binnekennis wat jy het van 'n paar jaar al hier werk,
Waarom is daar so hoë aanvraag na gesondheidswerkers van plekke soos Suid-Afrika? Sjoe, ek dink ons kry 'n uitstekende education in healthcare in Suid-Afrika. Dis is eintlik vir my altyd baie vreemd gewees in Suid-Afrika as jy in my veld spesifiek die diploma gaan swat het, sou hulle jou meer betaal as die mense wat die graad gaan swat het, wat vir my vreemd was, want ek dink as jy 'n graad het, is jy net naturally hoër gekwalifiseerd. En dit het alles te doen met, as jy ons diploma gaan swat het jy ons het praktiese klasse gehad, ons het nie net soos teorie klasse gehad nie. Bo op jou klasse het jy dan 'n 6 maande, hulle noem dit work integrated learning, waar jy in 'n lab gaan shadow basically. Jy kyk wat doen hulle. Dan skryf jy jou board exam en dan het jy 18 maande van internskap wat jy weer in 'n lab werk as 'n student en jy leer hoe alles werk en goed. En die tyd wat jy afgeteken is en jy het jou kwalifikasie en alles, dan jy stap daarin en jy weet wat jy doen. Die mense wat gekom het met grade, want wat ek eintlik gaan swat het is biomedical technology, so die mense met die graad sou biomedical science geswat het. Hulle het net die teorie geswat, hulle sal in die lab inkom en nie weet hoe enige van die instrumente werk nie, niks van die werk kan doen nie, so hulle moet getrain word van scratch af en dit is baie moeiliker vir hulle. So die meerderheid van mense wat nou van Suid-Afrika afkom in my veld of nursing, enige van daai goeders, jy word so in diepte geleer hoe die goed werk. En die mense hier dink ek dis nie dieselfde vlak van education nie. Nie dat ek vir die mense sê wat beplan om te kom swat in Nieu-Seeland dat dit 'n laer standaard is nie, maar ek dink Suid-Afrika is regtig eintlik surprisingly on par met hulle education. Dit is regtig, dis goeie education wat jy kry. Ja, ek kan getuig, my vrou is onderwyseres en vir die ewen op skoolvlak, sy vergelyk dit nou maar met wat hier aangaan en wat sy van weet van in Suid-Afrika. So vir dokters, verpleegsters, fisioterapeute en ander gesondheidswerkers wat luister, wat is daai groot struikelblok wat hulle moet oorkom wat dalk nou nie op 'n visumvorm is nie? So ek dink hier aan die registrasie waar hulle moet deurgaan of so iets. Ja, die registrasies is nou nie almal by dieselfde bord nie. Meeste van ons het by dieselfde plek geregistreer in Suid-Afrika. Hierso is daar eintlik meer verskeidenheid van dit. Elke spesialiteit het al sy eie een. Ja, ek dink om te verstaan wat hulle van jou afsoek en vroegtydig half te kan prepare daarvoor is baie belangrik, want in myne spesifiek het hulle gevra vir soos jou internskap logboek. Nou, ek sit om te dink waar jy dit sou kry as jy nou in jou 40s of 50s is en jy het lankal nie meer daai dokumentasie nie. Gelukkig vir my was dit soos 2 jaar terug en ek kon dit ergens uitkry in my boeke. Soos hulle het nie net gevra vir my kwalifikasies nie, hulle wou bewyse hê vir my internskap en hulle wou reference letters hê, so jy gaan jouself inherently out aan 'n paar mense wat jy dalk nie wou gehad het, moes weet jy wil immigreer nie, want jy het hulle vra hulle moet jou briefie skryf. So ek was baie selektief vir wie ek gevra het om vir my te help. Ek hoor ja, dis interessant. Jy wil dit nie met die wêreld deel nie, maar nou moet jy vir 'n paar mense vra vir so 'n briefie. Seker jy het gesien op Facebook hoe baie mense post anonymously en dan sê hulle ek het nog nie my familie hiervan gesê nie of my werkgewers dalk in die groep. Ja, dis die mees algemene ding wat gebeur deesdae. So as jy net moet dink aan jou werkskultuur in die omgewing in Nieu-Seeland, hoe vergelyk dit met Suid-Afrika en wat is daar groot aanpassings wat jy moes maak? Vir my werk dink ek nie soveel nie. Dis eintlik copy and paste wat ek in Suid-Afrika gedoen het. Maar daar's bietjie meer. Ek wil half sê ek word meer betaal hierso, maar ek doen ook ek dink meer mense se werk. In Suid-Afrika het ons iemand gehad wat byvoorbeeld ons samples vir ons geregistreer het. Met ander woorde, hulle het gekyk wat soek die dokter en dan het hulle daai toetse op die stelsel gelaai. Dan het ons iemand gehad wat daai samples vir ons gebring het. Dan het ons iemand gehad, 'n student wat dit op die masjien gelaai het. Ons het net na die resultate gekyk en gesê, dis okay, of ons sal daarna kyk want daar's ietsie weirds met dit.
Hierso doen jy al daai mense se werk en nog ekstra. Jy is 5 mense in een. Dis nogal, dis overwhelming party daar, al met die hoeveelheid werk wat inkom, maar ja, ek dink dis die enigste verskil vir my daai. Maar ook hoe baie mense kan regkry met oor wat anders is, want hy is in 'n heeltemal 'n ander beroep nou. Okay. Maar wat ook vir uitstaan is die feit dat hoe baie mense eintlik met minder mense kan doen op 'n manier as jy effektief is, jy weet, so ja. Ek meen Nieu-Seeland het nou nie 'n tekortheid van werk nie. In Suid-Afrika dink ek hulle moet die werk so 'n bietjie verdeel tussen 5 mense. Jy weet, jobskepping is nie baie werk nie. Hierso is dit okay om van jou te verwag om alles te doen, want daar is dalk net een van jou en die lab moet run, so jy moet nou maar almal se werk doen. 100%, ja. So, watter spesifieke visumpaaie soos die Green List is daar tans vir die gesondheidswerkers beskikbaar? Ja, ek dink die groenlys goeders is die predominant visas op die oomblik vir healthcare workers. Dit gaan afhang wat se tipe werk jy doen. Dit kan straight to residence wees as jy 'n dokter is, in die lab werk soos ek, as jy 'n suster is, wat nursing doen. Fisioterapeute dink ek al daai mense is in rarig is hulle almal tier 1? Ja, dis tier 1. Daar is 'n groot handvol goeders wat ook op tier 2 is. Dit is dan waar jy 2 jaar gaan werk, onder andere die wat hulle sê is bietjie lower skilled werk, soos die healthcare, net soos healthcare workers, caregivers, en van die ouerhuise en sulke goeders. So daar's 'n plekkie vir almal, daar's 'n visa roete vir almal, en as jy nie onder enige van daai meer spesifieke goed val nie, is daar nog steeds die skilled migrant. So jy kan 'n klomp goed daar bymekaar klap en maybe nog steeds opeindig om te qualify vir residensie. Okay. Ja, caregivers is nogal 'n groot ding in Nieu-Seeland, hè. Hulle kyk na hulle ouer mense. Ja. Ek dink dis 'n maklike werk ook om oor te kom om residensie mee te kry as jy nie noodwendig een van die groot goeders kan doen nie, want hulle het 'n baie laer vlak van kwalifikasie nodig. Ek dink dit is soos 'n level 4 sertifikaat of iets. Die caveat daar is nou dat jy moet okay wees daarmee om met ouer mense te werk, siekliker mense, en dalk nie die lekker gedeeltes daarvan te doen nie, soos om iemand se doek skoon te maak of so iets. Dis nou is ongemaklike werk. Al daai lekker goed, ja. Val as jy die skei wil maak en dis die roete vir jou, dan is dit nou maar so. Ja. So, kom ons praat oor die mens agter die proses. Hoe balanseer jy hierdie twee veeleisende rolle? En wat is jou dryfveer om mense op albei hierdie maniere te help? Om net deel te wees van iemand se storie, deel te wees van hulle sukses. Of dit nou is in die lab waar jy die eerste persoon is wat uitvind iemand het kanker en jy gaan vandag 'n verskil in hulle lewe maak deur om daai nuus vir hulle te kry sodat hulle die behandeling kan kry, laat hulle kan beter voel. En of dit nou is om iemand reg te help wat gesukkel het, omdat hulle die klein gehad het op hulle visa en hulle kort iemand nou om dit te remedy, of hulle het nog nie 'n advisor gehad nie en hulle is net confused en gestres oor die proses en jy moet ingryp om hulle te help, kop bo water hou. Ek is inherently iemand wat like om te help, en van my vrye tyd voordat ek die kursus begin doen het ek ook by die Citizens Advice Bureau volunteer. So, dit is vir my 'n groot ding om mense te help. Ek's baie lief daarvoor. Dit is vir my maar, ek dink waaroor dit gaan. This is amazing. Ek is trots op jou. Ken jy nie so goed nie, maar ek's trots op jou. Dankie. Immigrasie is 'n ongelooflike spanningsvolle tyd vir mense. So, hoe beïnvloed jou agtergrond in 'n sorggewende beroep die manier waarop jy met jou immigrasie kliënte al werk? Dit gee my baie compassion vir mense. Dis inherently, jy weet, almal is anders. Almal kom van 'n ander agtergrond af. Almal het dit dalk bietjie moeiliker as jy's baie rustiger met mense. Ek dink baie ander advisors sal dalk geïrriteerd raak as iemand dalk lank vat met papierwerk of so iets. Vir my is dit soos jy weet, vat jou tyd.
Ek sien om jou te help, ek's nie hier om dit vir jou nog moeiliker en meer stresvol te maak as wat dit klaar is nie. En ek dink dit gee my ook 'n unieke edge op die health criteria wat jy moet kan meet. Ek het nou al 'n paar kliënte mee gepraat wat hulle het nie baie goeie gesondheidsomstandighede as dit kom by immigrasie nie. En die goeie ding is, dis een van die goed wat onder die regte omstandighede, soos byvoorbeeld residensie, kan jy kyk na om te advocate vir jou situasie. Jy kan vir immigration sê, luister, ja, ek siek, ja, dit gaan die land baie geld kos, maar hierso is wat julle kry as ek kom. Jy vertel vir hulle wat basically die pros en cons is. Sure. So daar is 'n kans, om hulle bietjie half te oortuig met 'n, is dit met 'n brief of 'n motiveringsbrief of hoe? Dis basically in die vorm van 'n brief. Hulle noem dit 'n cover letter of Immigration New Zealand noem dit 'n health waiver. So wat ons vir hulle vra is om die requirement om die health criteria te meet te waive. So met ander woorde, ons vra vir hulle ignore die health criteria. Ek weet my kliënt is sieklik, maar hierso is wat julle staan om te kry. Die persoon is op die groen lys, julle het hulle nodig, julle gaan meer uit hulle uitkry as julle hulle toelaat om te kom, as om te sê, julle soek hulle nie, want hulle is siek. En dit help ook vir my om te weet wat jou medical sê. As daar iets is daar, dan kan ek vir jou sê, hoorie, daai gaan 'n probleem wees, kom ons wees proaktief en ons kry inligting van dokters af, sodat jy reg is as immigrasie sê, ons hou nie van hierdie nie, ons gaan vir jou 'n brief stuur wat sê, ons gaan moontlik jou goed decline, dan kan ons vinniger werk aan 'n oplossing vir jou. Dit gaan my help om vinniger probleme te identifiseer en op te los, preemptively. Ja, so dis nie altyd net die einde van die pad nie, daar's opsies om dalk iets. Altyd. Ja. Maar ek dink baie van die goeders steek hulle weg agter paywalls en ek dink dis een van die grootste dinge wat my geïrriteer het, dis hoekom ek hierdie gaan swat het. Ek wil nie geld met mense se pad staan om 'n beter lewe te hê nie. Ek hoor. Dit was 'n groot struikelblok vir my. Ek wil nie dit moet dieselfde wees vir ander mense nie. Ek meen, veral as jy sieklik is en ek sal mense wil help uit Suid-Afrika uitkom. Dit moenie in 'n mens se pad staan nie. Ja. So, gegee al hierdie gesprekke, wat is daai mees bevredigende deel wanneer jy sien 'n gesin land by in Nieu-Seeland en kan hulle 'n nuwe lewe begin? Net om deel te wees van die proses. Al is dit in die vorm van, jy het my 'n vraag gevra en ek kon jou vraag antwoord, dit hoef nie eers te wees oor, ek was deel van jou visa proses nie, net daai klein stukkie wat ek wel deel was van jou journey overall, is vir my, dis baie vervullend, kan ek sê. My eie ouers en goed het ook oorgekom, en my verloofde, man, sy ouers was ook hier. Dit is lekker om te weet, jy het 'n stukkie gehad in daai mense se lewe. Jy, ek wil nie sê is die rede hoekom hulle hier is nie, maar jy het 'n klein stukkie bygedra. Ja. Dis fantasties, man. Ja, dit was so lekker met jou te praat. Ons is nou halfweg aan die einde. Ons gaan nou die vliegtuig kom land. Are you enjoying the Kiwi life, but have a financial headache stuck back in South Africa? Getting your rands and blocked funds home can be complicated. All that SARS and SARB compliance, it's a lot to handle. That's where FinSelect comes in. We manage the entire process for you, making the transfer of your funds to New Zealand simple, smooth, and secure. Bring your money home hassle-free. Visit finselect.co.nz and get started today. So, om half op te som, wat is daai 3 top hacks om nou die woord so te gebruik, wat jy vir enigiemand het wat vandag 'n immigrasiereis wil begin? So ek neem aan ons het aan baie van die goed geraak, maar dalk daai top 3 wat vir jou uitstaan. Ja. Eerste van alles, spaar soveel soos wat jy kan. Hoe meer jy het, hoe beter gaan die proses wees, maar ek wil ook sê, moenie laat geld die ding wees wat jou terughou nie. Ons het oorgekom, ons het regtig nie baie gehad nie. Moenie laat dit die ding wees wat in jou pad staan nie. Wat is dit, Hê jou dokumentasie reg, want
dit kan regtig, dit kan jou visa maak of breek. Dit kan either wees dat dit decline raak, dit kan wees dat dit net delayed is. Dit gaan net vir jou onnodige stres veroorsaak as dit nie reg is nie. Dis iets wat jy net van die begin af kan uitsort en weet dat dit reg is. En die laaste ding is, ek sal sê, lees op oor die land, kyk video's daaroor, kyk video's oor die slang, laat jy verstaan wat die mense hierso sê, leer bietjie oor die kultuur. Moet jouself nie net omhul in Suid-Afrikaanse dinge en vergeet van die Kiwi dinge hierdie kant nie. Leer bietjie oor dit. Ek dink so. Vind uit of is dit vir jou. Baie mense kom hier en dan besef hulle wou eintlik nooit Nieu-Seeland toe gekom het nie, hulle wou Australië toe gegaan het. Baie mense kom hier en hulle dink, dit was nog nooit vir my in die eerste plek nie, en hulle gaan Suid-Afrika toe terug en hulle is doodgelukkig. So vind eers uit of dit vir jou is. Dit is nie vir almal nie. So dink jy mens moet vir 'n week of 3 kom kuier of bly, of kom vakansie hou? As jy die geld het, sal ek sê 100%. Ek moet sê as ek die geld gehad het om eers te kon kyk, dan sou ek dalk my planne verander het. Ek dink ek sou nie, ek's baie lief vir Nieu-Seeland, maar ek dink dit gaan 'n impak hê as jy kan. As jy kan kom kyk hoe dit is en jy kan beleef hoe dit voel om hier te wees en goeters, gaan dit vir jou groot verskil maak. Nie almal, dit gaan nie 'n opsie wees vir almal nie. Werksvisas, visitor visas is moeilik om te kry, eerste van alles. Jy moet soveel evidence gee wat wys jy gaan teruggaan. En selfs al kan jy die vlugte en goeters net om hier uit te kom ons is, jy weet, in die middel van niks en nêrens in die see. Ons is so ver van alles af. Dit is so duur om hiernatoe te vlieg. Maar as jy kan, kyk. Andersins, kyk YouTube video's. Daar's 'n klomp mense wat video's maak. Verskriklik baie, daar's baie inligting daar buite. Sit inligting daar buite vir mense om te kyk. Ons leer hulle hoe dit hier is. Kry 'n variety van insig. Moenie net 1 of 2 mense se insig vat en daarmee gaan nie, want almal se opinie kan verander. Moenie net vir die mense luister wat sê hulle teruggegaan en skrik en dink, ek gaan ook wil teruggaan nie. Luister na almal, kyk 'n klomp mense se video's, ewen mense wat nie Suid-Afrikaans is nie. So, uit jou dubbele perspektief, wat staan vir jou uit die meeste van die lewe en die werk hierso in Nieu-Seeland? Ek het nou nog nie self die work-life balance ervaar wat hulle my beloof het nie, maar ek dink dit is grootliks my eie skuld. Want ek is altyd besig. Maar in general van wat ek sien van die wêreld om my dit is 'n meer laid-back lewe. Die mense hier is minder judgmental. Hulle is rarig, hulle het 'n rustiger tyd op die lewe. Jy kan in Kmart gaan rondloop, kaalvoete met jou pyjamas aan, niemand gaan omgee nie. Niemand worry wat se kar jy ry nie, niemand worry hoe jou huis lyk nie. Ek dink dit is een van die grootste dinge. Soms weird daai pyjamas, maar dit vat iets om aan gewoon te raak, maar dis die grootste guns wat jy jouself gaan doen is om te laat gaan van die mental block, ek dink wat baie van die Suid-Afrikaners het is, jy dink jy moet 'n sekere leefstyl hê om suksesvol gesien te word in ander mense se oë. Die mense hier net nie om nie. So jy gaan jou eie lewe moeiliker maak as jy oor sulke goed stres. Korrek. Ja, dis interessant. So waarheen gaan julle om heeltemal van julle werk en die lewe net af te skakel en te ontspan? Het julle 'n spesiale plekkie of 'n gunsteling plek? As ek meer kon travel, soos wat ek sê, ek hou myself redelik besig, maar ja, voordat ek die kursus gedoen het ons net op hikes gegaan. Ek is vreeslik lief vir die natuurskoon hier in Nieu-Seeland, so enige plek waar ek kan gaan rondloop. Ek dink dis een van die grootste wenners van Nieu-Seeland versus Australië is. Hier's nie slange en spinnekoppe nie. So ek kan buite rondloop, niks gaan my byt nie. Ek hoef nie bang te wees waar ek trap nie. Dis vir my die lekkerste ding ooit. En dis so veilig ook. Jy kan nie in Suid-Afrika net in die bos gaan rondloop nie. Jy moet altyd wonder wat gaan van jou word. So ja, ons gaan op hikes as ons kan. Dis great. Die spinnekoppe wat hier is, maak net baie webs wat sê mens. Maar dis nie hulle kan niks, hulle is nie giftig. Dodelike spinnekoppe nie. Die een wat daar is, jy sien hom regtig amper nooit nie.
Ja. So wat is daar wat mense dalk nie van jou weet? Soos 'n talent of 'n partytjie toertjie soos hulle noem. Ek sal dit nie 'n talent noem nie, maar ek is 'n gamer ook in my vrye tyd behalwe vir om te hike. Ek dink dit is redelik obvious van my RGB. Ja, nee, die mic en my het vir my dit gamer weggegee. Ja, dis iets wat ek van Suid-Afrika af baie lief was vir ek en my man. Dit is Okay. een van ons joint hobbies. As ons nie hike nie, dan is ons hier vasgevang voor die computers. Ek dink ek spandeer my hele lewe voor 'n komputer want maak nie saak wat ek doen nie, daar's altyd 'n komputer involved. Ja. Maar ja, nie baie mense weet dit van my nie. Ek dink nie as jy my sien by die werk kom ek vir jou voor soos iemand wat games speel in my vrye tyd nie, maar PC games, PlayStation games, hy het vir my verjaarsdag 'n Nintendo Switch gekoop, so nou kan ek Pokémon speel. Ek is baie cliché 90s Lekker. baby. Nice. Each his own, dis baie interessant. Dis lekker. So, ja, ons is nou aan die einde en ek wil sommer net vir jou sê baie dankie en dan waar kan mense Success Hacker vind vir professionele hulp? Waar kan hulle jou details kry? Ja, hoe kry hulle jou in die hande? Ek probeer op al die platforms wees, so jy kan my op Facebook kry, op my Facebook page. Ek het 'n Instagram, daar gaan nie baie aan nie, maar daar is jonger mense deesdae wat dit gebruik, so ek probeer om myself bietjie kundigbaar te maak ook. Ek het 'n YouTube, meeste van my presence dink ek gaan daar wees, want ek wil ek wil ook 'n podcast hê waar ek met mense gesels oor hulle experiences en ek wil ek gaan 'n series begin waar ek mense tips leer hoe om jou eie visa te doen, sodat jy nie hoef 'n advisor necessarily te gebruik nie, tensy jy iemand is wat 'n baie komplekse situasie het natuurlik. My website is ook daar. Jy kan my bel, jy kan my e-mail, jy kan my in die dorp raakloop, ek sal jou probably daar ook help. Na my kursus gaan ook weer begin om te volunteer by die Citizens Advice Bureau hierso. So mense kan my daar ook raakloop. Ek's altyd daar om advies en hulp te gee. So wat doen jy daar by die Advice Bureau? Is baie similar aan wat jy doen as 'n advisor, except dat dis verniet. En dis oor meer topics as net immigrasie. Mense kan na jou toe kom en sê, hoorie, my landlord het 'n viewing of inspeksie gereël sonder om my vroegtydig te laat weet of hulle het net in my huis ingekom of my bure wil 'n muur opsit, maar ek wil nie hulle moet 'n muur opsit nie, of ek het 'n wasmasjien wat $3,000 gekos het gister gekoop en vandag toe breek hy. Wat kan ek doen? Letterlik enigiets waarmee jy sukkel. Hulle is jou mense. As jy nie weet van hulle as Suid-Afrikaners nie, asseblief raak bewus van hulle, want hulle is regtig uitstekend. Dis mense wat wil help. Hulle doen dit verniet. Hulle is almal volonteërs. En jy kan in 'n sekere mate immigrasieadvies ook by hulle verniet kry. So baie goeie resource om te hê. Interessant. Ek het nie eens geweet nie. Ja, Chantel, ons is by die einde. Dankie. Dit was nie so erg nie, hè? Nee. Dankie vir jou moeite en jou tyd. Dit was so lekker met jou te gesels en jy het 'n baie interessante lewe en benadering van goeders, mense te help en die werk wat jy doen. So baie dankie. Dis 'n groot plesier. Baie dankie dat ek hier kon wees. Dis reg. Nou maar toe, ons gesels dan gou weer.